You are in the ark financially. You are in the ark financially. Those that are not tithing, you are in danger. Die Bybel is ons enigste autoriteit. Die Bybel is die woord van God. Die Bybel is al wat ons moet onderhou. Ons kan nie iets buite dit doen nie. Hierdie is hindoeïsme, hierdie is boosheid, hierdie is satanies. En hou op dit doen. Julle mense in hierdie kerk moet wakker word. Julle kan nie hierdie goed ondersteun nie. Word wakker. Ek het vandag spesiaal vir julle 'n nuwe hempie so aan. Julle sal sien dit sê I can do all things through a verse taken out of context. En dit is 100% relevant vir waar ons gaan praat vandag. Laat weet my ook 'n bietjie daar in die kommentaar as julle so belangstel om hierdie hempies te koop. Ons het hierdie hemp, dan kan ons daai Christus is koning, ons kan begin hierdie goeders vir julle maak en vir julle stuur as julle sou belangstel. Dis nie 'n geldmaak ding nie, dis vir honger kinders in Afrika. My kinders natuurlik, maar in elk geval my kinders moet ook eet. So as julle sou wou hemde of iets hê, ons sal dit begin dalk verkoop as daar genoeg belangstelling is. Ons sal nie te duur vra nie. Die idee is om 'n groot profijt te maak nie, maar dit sal hoe awesome sal dit wees as mense rondloop met Christus as koning. Hemp in die strate rond in Suid-Afrika, in elke dorp in Suid-Afrika. Prys die Here. Vriende, ek het hier iemand het vir my 'n mail gestuur. Ek like dit as julle mense vir my mail stuur wat so sinvol soos hierdie is, wat vir my 'n pastoor uitgewys het in Suid-Afrika oor wie ons moet praat, want kom ons begin gou hier so met die skrif. Hoekom moet ons praat oor hierdie ou? Mense sê die hele tyd, wie is jy om hierdie ouens uit te haal en hoe durf jy en wat se graad het jy kamstig of vriende, niks van dit is belangrik nie. Ons as Christene is nie een beter as iemand anders nie, net omdat jy verlang iets bestudeer het of iets gestudeer het, maak jy nie beter as 'n ander ou nie. Ons het almal die reg om valsheid uit te wys en ek vra weer eens vir julle om my valsheid ook uit te wys. Dit help julle haal my uit oor enige iets wat onbybels is nie wel. Ons moet al ons opinies al die gedagtes wat ons kry moet kom van die woord van God af. Maar kom ons begin hier by 1 Timotheus 4 vers 1 en dit sê, Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So vriende, hierdie waarvan ons vandag gaan praat is doctrines of devils. Hierdie ou is besig om die woord van God te verdraai, hy is besig om vir die woord van God 'n grap te maak, en hy doen dit sodat hy sy eie vooruitgang kan verseker. Ek gaan vir julle 'n klip hierso speel, van 'n preek wat hierdie ou gedoen het en vir julle wys hoekom is dit nie waar nie, hoe is dit manipulerend en dis hoekom ek vir julle gesê het van die begin af, hierdie charismatiese beweging is een van die booste goeders wat daar is. Ek sê nie almal in die charismatiese beweging is boos nie, maar ek vra vir julle ouens daar buite wat miskien in 'n goeie gesonde charismatiese kerk is. Hoe voel julle oor hierdie ding wat ek hier vir julle vandag gaan wys? Hoe voel julle oor die praktyke en gebruike wat hier gebeur? Want die groot ding is ons moet al ons opinies van die woord van God afkry. Ons kan nie net doen wat ons wil nie, ons kan nie net volg wat ons dink goed is nie, ons moet die woord van God onderhou. Maak dit sin? So as jy kommentaar lewer kommentaar op dit. Kom ek sê vir julle, enige kommentaar, as julle byvoorbeeld iets daar sê, soos jy moet nog langer swat, ou boeta, of jy weet, wat weet jy nou, of wie is jy, soos dit, maak net dat ek dink, die posisies wat ek hou sterker is. Jy weet, as jy nie kan met 'n logiese, bybelse, rasionele argument kom nie, dan sit maar net jou gevoel wat jy deel. En is oulik, jy weet, deel jou gevoel, ek seker dit, laat jou beter voel in slaap, en nie maar dit doen niks aan die argument nie. Kan julle mense nie argument voer nie? Come on, ek soek goeie argumente daar. Ek wil hê julle moet challenge my bietjie. Kan iemand nie 'n goeie argument bring wat ek actually moet sit en dink en moeite doen om te refute nie? Julle gee net die ander ding wat my op baie plaas, hoeveel mense gaan op veral my Dr. Raymond Lombard so goeders sal sê Dr. Raymond Lombard doen dit al vir 15 jaar. Hy doen baie meer as jy en daarom is hy reg. Nee, dit is nie, dit is 'n appeal to authority. En 'n appeal to authority is 'n logiese drogrede en jy moet dit verdedig met die skrif. Okay? Jy moet gaan na die woord van God en jy moet dit so verdedig. Ek moet ook vir julle sê, as van julle wat baie snaakse kommentaar het, ek sien hat 'n ou half in 'n grappige manier gesê ek is 'n dopper, so ek sien ek is TRD, maar hierdie is soos hierdie is die ou wie ek ondersteun toe ek gevra het wat se pastoor ondersteun julle. En ek bedoel dit ek like dit as 'n ou bietjie dit ligter kan vat en verstaan. Ons hoef nie oor alles so ernstig te wees nie. Baie van soos daai video's is my opinie. Jy weet, maar hierdie wat ek vir julle vandag gaan wys is absoluut die woord van God en hierdie ou maak 'n verdraaiing, 'n bespotting daarvan en ons kan dit nie net los nie. Wil jy dink ons kan dit net los? Ons kan nie. So kom ons begin gou. Hierdie ou se naam is Johan de Beer. Ek dink hulle is daar in Kaapstad, Joanne the Man. Kom ons hoor gou wat se mooi goed leer hy vir sy mense. African pastor. I've got a message from God for you. And it's in the word. There's hardship coming.
You hear the rumors of food shortages and all of that, and it's becoming more and more and more. Okay, kom ons begin net om te sê dit wat hy aangehaal het is eintlik in die Bybel. Okay, so maar dit ek dink hy haal dit uit in Matteus 24 seker waarna hy verwys is dat dit sê waar die disippels vir Jesus vra wanneer kom hy terug en wat sal die tekens wees van u koms en dan sê dit daar sal famines wees, daar sal tekort wees aan kos. So dis Bybels. Dat daar 'n tekort is aan kos, geen probleem met dit nie. En jy moet ook mooi verstaan, wanneer 'n ou sê ek het van God gehoor, moet die volgende woorde uit hulle mond die Bybel wees. Maar jy gaan sien alles wat hy hier sê hy is in die woord van God en dit is net nie. The ones that tithe, those things will not touch you. Are you hearing that? You are in the ark financially. You are in the ark financially. Those that are not tithing, you are in danger of those things that are coming. Doesn't matter if you're a child of God or not a child of God. There are principles in this book. If you do the principles in this book, it can never fail. It can never fail. It can never fail. What is your first act of faith when you get born again? It's to pay your tithe. It's your first act of faith because you never paid your tithe. Dear God, I work for it. And I'm even upset when the taxman is taking so much. Hy het nou net gelaster. Ek vergeet dit weer. It's your first act of faith because you never paid your tithe. And I'm even upset when the taxman is taking. Ja, ek weet nie, dit is sê julle vir my of julle dink daai is laster, maar ek weet hy het nie gepraat van die Here daar nie. Dit het vir my baie soos laster voorgekom. So much. Then I growl at him. And when the diesel price or the petrol price goes up. So your first act of faith as a child of God is to pay your tithe. Is your first act of faith. Because you give it to God by faith, trusting the word by faith. Are you hearing that? There are even a leader with us. He is struggling at this stage. I said, go and pull his records for me. No tithing. I said, the man is getting what he was looking for. Okay. Kom ons kyk, your first act of faith. Kom ek vat julle hier na teks. Kom ons vat julle hier na teks. Ons kyk wat het Christus gesê. Wat is die heel eerste ding wat Christus gesê het toe hy sy bediening begin het? Matteus 4. Ek weet jy baie mense besef hierdie okkie. Wat het Christus? So hierso gaan Christus. Hy begin sy bediening. Eerste ding wat hy sê in Matteus 4 is. So julle sal sien, gaan toets my hier aan niks voor. Hierdie is toe Christus sy bediening begin het. Weet jy wat sy heel eerste woord? Kyk of dit is 10de. Nee, kyk wat het hy gesê. In Matteus 4 vers 17. From that time Jesus began to preach and to say. Began to preach. Sy eerste prediking. Wat is die eerste woord wat hy sê? Repent. For the kingdom of heaven is at hand. So die eerste ding wat jy uit geloof uit doen is om te repent. Is om te bekeer. Metanoia. 'n Draai van jou sonde. Nie 10de gee nie. Vriende ons. What a time to be alive. Ek weet nie hoe val mense vir die goed. Soos eerlik, lees julle glad nie julle Bybels nie. Soos 'n oppervlakkige een keer deur die Nuwe Testament lees, sal vir jou sê, dit is net nie waar dat 10de gee is die eerste ding wat jy moet doen in geloof nie. En kom ons gaan kyk hierso na Handelinge 11. Hy sê, wanneer daar moeilikheid kom en droogtes kom en daar's nie meer kos beskikbaar nie, moet jy jou 10de gee, dan gaan die Here jou seën. Kom ons kyk gou, in die Bybel het ons actually 'n voorbeeld van hoe hierdie gebeur, en dan kyk wat gebeur in Handelinge 11 vers 28. And they stood upon one of them named Agabus and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Hierdie dearth, in jou King James Bible, in die King James, sê daai durf, wat beteken daai durf? Ja, hier is die ander ding, baie mense sê, jy kan nie die King James lees, jy verstaan nie die woorde nie. Dit vat jou 3 sekondes, jy gaan op e-sort, jy kan selfs in AI of iets intik, wat beteken durf in die King James Bible, dan sê dit vir jou mooi limos, en dit is a scarcity of food, dearth, famine, hunger. So sê, dit is nie moeilik nie, hou by jou King James, hou by die King James. King James is meer akkuraat as die Grieks, het julle dit geweet? Dis net 'n grap, moenie vir my 'n e-mail stuur nie, yes, van die prowe gaan my uithaal oor daai stelling, maar prys die Here, King James of niks. So hierdie durf wat hy sê in Handelinge 11 vers 28 praat van 'n famine, en dan gaan hy van 'n tekort aan kos, en dan gaan hy in vers 29, then the disciples, kyk nou wat doen hulle, every man according to his ability, volgens wat hy het. So met ander woorde, die geld wat hy beskikbaar gehad het, wat het hy gedoen? Determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Okay, so pastoor,
Johan de Beer, kan jy my pastoor noem? Ek dink dit is baie generous om hom 'n pastoor te noem. Weet jy wat moes jy doen? As jou mense swaar kry, as hulle honger is, moes jy van die kerk se geld gevat het en vir jou mense gegee. Halleluja. Dis wat moes gebeur het. Hierdie ryk, charismatiese prosperity kerke doen hulle dit vir hulle mense. As jy na hom toe gaan, as jy na jou pastoor toe gaan sê, "Jesus pastoor, hierdie maand het ek absoluut niks oor gehad nie." Het hulle jou ooit gehelp finansiëel? Het hulle ooit gesê, "Jy gee nou al 10, kom ons gee vir jou, kom ons help jou 'n bietjie uit." Ek twyfel. Kom ons gaan 'n bietjie hier na AI toe. Dan gaan ek hier so intik. What verses in the New Testament speak of tithing, giving? Give me those verses in the King James, het ek net hierso gevra. So, eerstens ons weet, Maleagi 3 vers 10 praat van tiende, en ek het al mooi verduidelik, in die Ou Testament was dit 'n theocracy gewees, dit was nie in dieselfde manier wat ons government nou werk nie, daai tiende was baie meer soos die tipe tax wat ons vandag betaal het, en was vir hulle noodsaaklik om dit te gee, baie van dit was ook gebruik om te gesorg het vir die armes, dit was nie net om 'n kerk te bou, al hierdie goeders nie, ek gaan nie nou daar praat nie, maar die vraag is, word ons ooit aanbeveel in die Nuwe Testament om tiende te gee? So as jy kan self in AI gaan intik, dan gee vir jou al die verse, jy sal sien, daar's nooit 'n wettiese bevel om jou tiende te gee nie. So die Nuwe Testament sê vir ons duidelik, dat ons moet gee soos wat jy dit toedink om te gee. Nou dis goed om vir die kerk te gee, ek dink is goed om nie so erg te wees oor jou geld om dit vir jouself te hou nie, ek dink selfs die tiende kan 'n goeie konsep wees vir jou om te doen, maar dis nie 'n wettiese ding nie, dit is net nie, dit in die Nuwe Testament is ons nie meer oor die Ou Testamentiese wette nie, okay? Dit is net wat die Bybel vir ons leer. So ons kan kyk in Matteus 23 vers 23, Woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy and faith. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. So hierso sê hy eintlik, julle gee julle tiende, soos wat hierdie ou nou sê julle moet, maar julle doen niks van die ander goeders reg nie. Want julle lewe nie voor die woord van God nie. So hier praat hy eintlik in 'n negatiewe manier. Hy het nie gesê jy moet jou tiende gee nie. Die hele Matteus 23 is 'n absolute rebuke en uithaal van die fariseërs. Nou julle mense wat ook sê, ek kan nie mense spot en lelik wees nie, gaan kyk bietjie na wat Matteus 23 sê. Jesus was meer as lelik. Hy het gesê, you brood of vipers. Hy het hulle uitgetrap van 'n kant af. Hy noem hulle allerhande name. So ek bedoel, hierdie sagte approach van, ons moet net mooi wees met almal, dankie julle. Dis net nie wat die Bybel vir ons sê nie. Lukas 11 vers 42, but woe unto you Pharisees, for ye tithe mint, dis basies dieselfde vers. I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. Speaking of Pharisees in a parable, not a command. So hierdie is 'n gelykenis wat hierso gebeur in Hebreërs 7 vers 5, and verily they that are of the sons of Levi receive the office of the priesthood have a commandment to take tithes of the people according to the law. Dan gaan dit aan, and here men that die receive tithes, but there we receive them of whom it is witness that he liveth, and as I may so say, Levi also who receiveth tithes paid tithes in Abraham. Hierdie was deel van die Levitical priesthood, dit verwys na die Ou Testamentiese wette. So, jy kan self hierdie goed gaan. Soos 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, every man according to as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So sê, dis die Nuwe Testament bevel. Dis nie, jy is geforseer om jou tiende te gee, nie, nog minder is dit as daar 'n droogte is, en jy het nie geld die maand, nou moet jy jou tiende gee, want nou is jy verseker om 'n blessing te kry. So, wat jy moet verstaan is, hierdie ouens gebruik hierdie taktieke om mense te manipuleer. Soos, ek wil nie om lelik te wees nie, maar meeste van hierdie groot charismatiese kerke, hulle maak staat op mense se gullibility om die tipe fake science te glo wat hulle doen. Hulle preek hierdie tipe goeters wat mense nie regtig in die Bybel gaan toets nie, en nou gee hulle tiendes so goed vir dit. Julle moet 'n bietjie gaan kyk hoe Justin Peters oor van hierdie goeters gepraat het, waar daar arm, swart Afrika huishoudings is, wat se kinders siek is, dan sê hierdie ou, dan sê iemand soos Benny Hinn, gee vir my $2000 en dan sê ek vir jou bid en jy gaan genees word. En dan glo hulle dit. In plaas van dat hulle die kind vat na 'n dokter toe of iemand om hulle te genees, glo hulle Benny Hinn gaan hulle genees. En dan gaan hy kinders dood. Baie van hulle het al dood gegaan. Daar's soos daar's testimonies oor hierdie goeters wat mense gesê, dis wat gebeur. Want hierdie mense try die meer arm, gullible mense vang. So julle ouens wat in hierdie kerk sit, asseblief gaan toets dit aan die skrif. Julle moet verstaan, hierdie kom nie van God af nie. Hierdie is misleiding. Hierdie ou is skatryk. Gaan kyk bietjie Johan de Beer se nethoof en al die goeders wat hy het. Hy doen hierdie sodat hy ryk kan raak. Daar's geen ander rede. Hy gee nie om of jy die Here ken nie. Hy gee nie om of jy wedergebore is nie. Hy gee net om oor sy eie saak. Dis wat hierdie ouens doen. Asseblief hou op mislei wees en asseblief nog minder moenie geld gee vir hierdie ouens nie, want julle is besig om 'n bose koninkryk
Onthou julle waarmee ons begin het. Julle is besig om 'n bose koninkryk te stig. Ons het begin met die seducing spirits en doctrines of devils. Hierdie is doctrines of devils. Hierdie kom nie van die Here af nie. Dis 'n vals lering wat hierdie ou gee. Maar nou wil ek vir julle 'n bietjie wys van die goeie wat ook aangaan in hierdie kerk. En dis hoekom ek sê hierdie is seducing spirits. Hierdie is goeders om jou te verlei, te mislei, om 'n false prosperity tipe evangelie te glo. En toe ek my video gemaak het oor die tale praat, toe sê hulle daai video's wat ek gebruik het is die fringe, jy weet, niemand doen dit soos dit nie. En jy weet, dis glad nie wat in meeste van hierdie kerke gebeur. Ek dink is teenoorgestelde. Ek dink meeste van die kerke doen dit op hierdie manier en is dalk die fringe ouens wat dit bietjie meer ordentlik doen. Maar kom ek vra vir julle, die charismatiese ouens wat hierdie tipe goeders doen, sê vir my, as jy hierna kyk, is daar enige Bybelse ondersteuning wat jy kan gee vir hierdie? Being in you understand, it's not just a shocking plan. You know it in your spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. There's an anointing. Okay, so hierso het ons 'n vrou wat praat in die gees in haar taal. Nou ek gaan nie weer vandag praat oor die debat van taal nie. Kom ons sê net hierdie heavenly jibber jabber van julle bestaan. Dan kom ons kyk gou wat sê die woord van God. Dan sê hulle vir my, is dit wat daar gebeur in daai kerk Bybels. So as ons gaan kyk na 1 Korintiërs 14 vers 27, if any man, daai is die manlike pronoun, dit praat nie van 'n vrou nie, speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3, and that by cause and let one interpret. So hierso sê sy vir die mense, julle almal moet nou in tale praat, en dan begin die ander mense saam praat. So daar's klaar oortreding van daai skrif. Hierdie is onbybels. Dit wat hulle doen kom nie van die woord van God af. Inteendeel, dis direk teen die woord van God. So kom ons sê, hierdie taal bestaan, 'n mens moet dit doen. Daai wat hulle klaar daar doen is nie reg nie. Nou gaan jy net bietjie verder aan, en hierdie is in die konteks van tale. Let your women keep silence in the church, for it is not per woman for a woman unto speak, but they are commanded to be under obedience, also save the law. En nou, hierdie hele deel gaan oor profeteer en oor tale praat. Dit sê 'n vrou mag dit nie doen nie. Dis net so duidelik as wat hierdie teks sê. So hier is 'n vrou wat dit doen klaar verkeerd en sy try almal anders te ook kry om dit te doen. Julle weet hierdie is hindoeïsme, nê? Kyk iemand daar. Heg my asseblief die vers aan wat hierdie in die Bybel is. Waar ons met ruk sonder beheer, wat ons in hierdie onbekende taal moet praat, wat ons moet rondval. Verstaan, hierdie is nie, die ding is, hier is 'n gees hier in, maar wat se gees is dit? Dis die 1 Timoteus 4 vers 1 gees. Seducing spirits, doctrines of devils. Hierdie is doctrines of devils, kan jy dit nie sien? Hierdie kom uit die bodem van die put van die hel af. Het kom nie van die Here af nie. Asseblief hou op mislei wees deur hierdie nonsens. Niks van hierdie is Bybels nie. Mense kan nog argumenteer en redeneer oor die praat in tale en daai goeters. Ek dink nie die praat in tale van die Bybel is 'n heavenly jibber jabber nie. Dit is, mense kan argumenteer, maar hierdie is so duidelik nie van die Here af nie. Verstaan julle, as dit nie in die Bybel is nie, dan moet ons dit nie doen nie. Die Bybel is ons enigste autoriteit. Die Bybel is die woord van God. Die Bybel is al wat ons moet onderhou. Ons kan nie iets buite dit doen nie. Hierdie is hindoeïsme, hierdie is boosheid, hierdie is satanies. En nou op dit doen. Julle mense in hierdie kerk moet wakker word. Julle kan nie hierdie goed ondersteun nie. Word wakker. Halleluja. Hier is nog 'n video wat ek vir julle wys wat Johan de Beer ook dieselfde goeters doen. Praat in tale voor almal. He is amazing, so beautiful and loving. He does wonders, so forgiving and gracious. All of heaven sing his praises with angels bowing. So we lift up holy hands to worship him. So we lift up holy hands. Sê hulle moet dit ook so skielik doen. Hulle wil hê jy moet val. Dis om sensasie te create. Hoekom? Ek verstaan nie, nê, as hierdie die Heilige Gees is julle redenasie dan ook, sê nou maar aan al die ander kerke wat nie hierdie goeters doen nie. Hoekom gebeur dit nooit dat daai mense val nie? Hoekom is dit nodig dat ons met musiek speel, almal moet voorkom staan? Hoekom kan iemand hier daar agter gevul word met die Heilige Gees deur die boodskap en dan val hulle daar nie? Kan iemand dit vir my beantwoord? Kan iemand vir my sê hoe is dit moontlik? Dis net as die sensasionele deel opgewakker word. Ons het die musiek en hulle sing in die agtergrond, die pastoor kom en bah! Nou gaan jy val. Hy sal hier rustig kom en hallo, goeiemôre hierso. Nou val jy nie. Jy moet so iets aggressief. Jy moet dit so skielik doen. En ek bedoel kyk, daai het eers gewerk. Hy het sy beste gegee, maar daai goaltjie. Die vat hy weer. Maak reg op. Hier kom hier rug. Kom maar.
Ai. That's who he is. The presence of the Lord is in his Naby. name. The presence of kom the nou. Lord is in his name. Hoi, ja, gaan sy. Yes, I can is see the Maar ek wil kyk nie, dit is vriende, hierdie is nie die Bybel nie. Hierdie is nie die woord van God nie. En dis wat ek vir julle gesê het. Hierdie charismatiese kerke, meeste van dit is verwyder van die woord van God. Of as jou kerk hierdie goeters doen, is dit tyd dat jy wakker word en uit hierdie kerk uitloop. Julle moet hierdie video's versprei, laat mense die waarheid van God sien. Dis nie ek wat die Bybel, jy het nie 'n Griekse graad nodig om te lees wat ek vir julle hier gewys het. Jy gaan lees Matteus 4, gaan lees Handelinge 11, gaan lees 1 Korintiërs 14, gaan lees 1 Timoteus 4. Ek bedoel, dis nie moeilik nie. Jy kan genuine net die Bybel optel en vir jouself lees, maar gaan lees dit. Gaan toets die goeters wat gebeur in hierdie kerke aan die skrif. Maar ek bedoel, hierdie ou is 'n vals profeet. Uit en uit. Hierdie wat hy vir julle geleer het, is om geld te maak en is nie om jou by die Here uit te kry nie. Maar vriende, laat weet my in die kommentaar wat jy dink hiervan. Selfs julle charismatiese ouens. Ek wil nie lelik wees nie. Ek is oop vir enige dialoog, maar is julle wat sê nou maar kritiek gelewer het op my posisie van tale, op my uithaal van baie pastore, is julle gemaklik met die? Is hierdie vir julle Bybels? Is hierdie wat julle dink die woord van God leer? Of stem julle saam dat ons hierdie goed moet los? Soos ek vir julle sê, daar's dalk 'n charismatiese kerk daar buite wat waarlik die woord van God gee en nie van hierdie goeters in deel hê nie, maar ons moet hierdie goeters uitwys. Die wêreld moet weet en verstaan dat ons kan nie hierdie goeters doen en sê dit kom van die Here af nie. Maar ek wil by jou hoor. Ons sien jou in die volgende ene. Prys die Here.